Ons Vader, Here, dankie vir die groot voorreg vanaand in ons bid. Dat saam kan kom om die naam kan verheerlik, groot maak vir wie U is. Here, dankie vir die tyd wat elkeen uitgekoop om op te kom vanaand en luister na U woord. Here, ek ken die woorde van my mond, die oordenking van my hart, ek bid dat ek welbehaaglik voor U sal wees. Verwerp ons in bakterien en kruis. Seën elke woordjie wat vanaand gesing was. Maar wees belangrik, dankie Here dat U vanaand opgedaag. Al die lof, al die eer kom U toe weer. Kyk die kosbare bloed. Oor ons elkeen se gees, siel en liggaam in hierdie vergadering is my gebed in Jesus naam. Sal ons sê amen en amen. Broer suster, wat 'n voorreg is dit vanaand om weer dat jy kan deel uit God se woord. En eerstens baie dankie vir die Here sê vir weer geleentheid. Ek net as 'n spreekbuis kan gebruik word om die woord kan verkondig ook in ons leierskap en pastoor. Weer eens baie dankie vir die geleentheid vanaand. In hierdie tyd en hierdie week is so belangrik. Waar die Here eerstens gevangene geneem was. Toe gekruisig was, en wees belangrik weer opgestaan. Al ek vanaand net vir u verduidelik, kinderlik verduidelik, vir die inkleer vanaand, hoe maklik dit is vir ons as sy kinders, vir ons as sy mense, om daagliks gevangene geneem te word, gekruisig te word, maar dan moet jy ook leer om op te staan. Ek lees vir u voor, ek kan nie daarvan om die boodskap wat titels te gee nie. Die boodskap wat ek vanaand wil gee, is ek wil verander. Suster, vanaand moet ons die besluit maak. Ek weet een en elkeen vanaand wie sit dit die Here bestel om vanaand te kan wees. Maar vanaand vir die Here in afspraak, en hy wil hê jy moet besluit maak, ek wil verander. Nie ek gaan nie, nie ek kan nie, ek wil verander. Ek lees vir u voor, Romeine 12 vers 2, en dis elkeen saam met my in die woord is. Hy sê, u word nie aan hierdie wêreld gelykvormig doen, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons is geneig om te sê ek wil verander. Maar om self te verander en om mense te help verander, moet jy self kan ook verander. Daar kom 'n tyd in jou lewe, en net soos Jesus, in hierdie tyd was hy gevangene geneem, hy was gespot, seer gemaak, verneder, gekruisig, maar hy opgestaan. En nêrens in God se woord lees ek een keer dat hy gesê, ek gee op. Nie een keer dat hy gesê, ek kan nie meer. Nie een keer dat hy gesê, ek wil nie meer. Maar daar was 'n visie en 'n missie. En reg tot op die bitter einde het hy dit uitgevoer. Jy weet, hy staan daar in die tuin, die manne opgeloop kom na hom toe. Dus ons kan leer, is 'n 600 gewapende manne. En hy steek op die disippels weggeloop. En ons ken die storie waar Simon Petrus voorgekom het. En Judas uitgekom het om hom verraai het, en hy sê vir hom, hy sê, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? Dis dieselfde Judas wat gestaan het om saam met hom in die nagmaal te staan. Maar ek het hom gesê, ek gaan weg van my af, nee, ek het 'n vraag gevra. Ek wil vanaand ook vir jou sê, ek wil verander. Ek kan verander. Jy kan verander. Hierdie Jesus kan jou verander. Ek wil vir jou net so 'n bietjie inkleer die krag van sy naam. Hulle vra hom, hulle sê, wie soek julle? En hulle sê, Jesus, die Nasareër. En toe hy sê, dit is ek, toe leer die woord van die Here my, dat al 600 mense het 'n tree teruggegee op die grond neergeval. Hulle vat hom weg, hulle neem hom weg. En hier kom dit in by ons as mens. Ek
lees vir die voor in 2 Timoteus 3 van vers 1 tot 5. Nou sê vir my sê, maar broeder, hoe word ons dan in gevangene geneem in hierdie wêreld? Luister 'n bietjie, of hier nie vir julle wat jy klink. Hy sê, maar weet dit, daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Broer, suster, vra jouself die vraag vanaand. Kyk hoe gaan dit nou in ons wêreld. Kyk hoe gaan dit nou in ons land. Kyk hoe gaan dit nou op ons dorp uitgenaamd. Kyk hoe swaar kry ons op ons dorp. Hy sê, maar die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, asteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en onheilig. Hy sê sonder natuurlike liefde, onverzoenlik, kwaadsprekers, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hy sê verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag, luister mooi, maar die krag daarvan verloor het. En dan kom die waarskuwing, hy sê keer jou af van hierdie mense. Dan gaan ek vanaand vir julle net 'n bietjie noem. Hoe is dit? En hoe vinnig word ons in die wêreld gevangene geneem? Jy moet weet as jy gevangene geneem word in die wêreld, is gewoonlik 2 goed in jou lewe wat swaar kry. Nommer 1, jou godsdiens. Nommer 2, jou huishouding. En dis alles deel van die duiwelse plan. Nou sal hy kom in die hoof van die huis slaan. En ons ken die storie, as hy nie reg kry met die hoof van die huis nie, dan kom hy vir die vrou. En as hy nie met die vrou reg kry, dan kom hy vir die kinders. Maar hy hou nie op. As die duiwel wil slaan, dan slaan hy hard. En hier is dit so 'n paar punte wat ek vir jou voorgee. Hoe word ek gevangene geneem, broer? Ons doen alles sonder om by die Here te hoor. Elke besluit wat ons neem, ons hoor nie by die Here. Ons bereid nie meer van die Here af. Ons beweeg onder die wil van God uit. Broer, suster, 90% van die skare vanaand hier is groot mense. Dink vir jouself, as jy onder die wil van die Here uit beweeg, waar staan jy? Dan staan jy in die wêreld. En wie is die God van die wêreld? Wie is die heerser van die wêreld? Is die vyand, is die Satan. Wat 'n gevaarlike terrein om te beweeg. Wat 'n gevaarlike terrein om in te staan as jy onder die hand van die Here uit beweeg. Ons luister na baie gesprekke. Er staan stop by hierdie 3. Ons doen alles sonder by die Here te hoor. Ons beweeg onder sy wil uit en ons luister na baie gesprekke. Maar die duiwel is nog nie klaar nie. Hy sê ek is nog nie klaar met jou nie. Ek het jou nog nie klaar gevang en geneem, dis nog nie die begin. Kyk hoe gaan dit daar buite. Kyk hoe gaan dit by werksgeleenthede. Kyk hoe gaan dit in ons kerk. Kyk hoe gaan dit in ons huishouding. Elke besluit wat geneem word, ons hoor nie meer van die Here af. Ons is geneig om te sê ons is maar net mens en my gebede gaan niks verder as die plafon nie. Ek hoor 'n prediker eendag sê, hy roep die broer, hy sê, broer, jy moet meer begin bid. Voor jy enigiets doen, jy moet meer begin bid. En hy sê vir die prediker, hy sê, ek bid, hy sê, maar my gebede gaan niks verder as die plafon nie. Die ceiling, soos die Engelsman sê. En die prediker met 'n smaal op sy gesig, hy sê vir hom, vloek die Here. En die ou sê, hy sê, ek kan nie dit doen. Waar kan ek die Here staan en vloek? Hy sê, vloek die Here. Hy sê dat jou gebede gaan nie verder as die plafon nie, so hoe gaan die Here jou hoor as jy vloek? Ek wil vir jou sê, is 'n flou verskoning van ons om te sê, my gebede gaan niks verder as die plafon nie. Ek dink nie ons bid hard genoeg nie. Ek dink nie ons bid meer oor ons sake en ons probleme en ons situasies nie. As ons luister na die buitegesprekke, dan kom die 4de punt. Alles val nou plat en die druk begin. Wat gebeur as die druk begin, broer, suster? Iemand moet seer kry. Iemand moet bygekom. Want dit is mos nie ek wat die foute gemaak het nie. Dit is mos nie ek wat buite die wil van die Here beweeg nie. Dit is mos nie ek wat nie meer tot die Here bid nie. So wie is die naaste aan ons? Is die vrou en die kinders wat die huis mee doen.
Alles val plat in die druk begin. Wat is die volgende ding? Ons het vanoggend gehoor, Pastor Frans het punt geraak, as daar so 'n bietjie druk is. Die Bybel is baie nader, maar ons sal verkies om in die motor te klim, om uit te ry na Spark toe, wat is dit, Tops toe. Soos te makliker om ietsie te gryp om te drink. Gaan my probleme wegdrink, amper sê ek die verkeerde woord, nie sê die lelike woord. Maar vir jou aandraai, gaan ons dit ook doen. Môre staan jy op, babbelas, kopseer, nog verder in jou moeilik en jou probleem is 10 keer groter as wat was die dag voor. Nou begin ons skaamtelose en oneerlike metodes, die Engelsman noem dit die schemes. Kyk hoe ver jou onder die wil van die Here uitbeweeg, sonder dat jy weet en agterkom. Ons bid nie meer tot die Here nie, ons vra nie meer die Here nie. Die familie by die huis kry nou seer. Jou vrou word nagekom, sy word nou jou slaansak. En ek weet, ek gaan nie baie amens kry vanavond. Maar as ook 'n prediker wat iemand gesê het, as jy kan sê amen, jy sê einde, maar sê net iets. Maar die vrou by die huis die slaansak kom, so onnodig. Die een wat jou altyd bygestaan en alles. Die een wat altyd jou hand vasgehou het, word nou die slaansak. Die arme kinders wat jy moet vermaan en leer uit God se woord, leer jy nou skree en verskree. En dan kom hierdie dier, die buffel by op. Jou vrou en jou kinders kan jou nie eerbiedig wees nie. Jou vrou en jou kinders kan jou nie support nie. Jou vrou en jou kinders kan jou nie bystaan as jy die buffel is nie. Jy het die buffel gesien. Jy het die buffel gesien, dis in hy kopsak en hy horings begin stoot, hy wil net beklei. Nie altyd dat die vrou en die kinders die slaansak kom. Hou op om die buffel te wees. Buig bietjie jou knie en sê, Here, ek is verkeerd. Help my, Here, ek staan nie op die plek waar ek moet staan. Los die vrou en die kinders uit wat jou altyd bystaan. Nou skok ek jou vanaand. Deur die alles, jou schemes, hoe jou familie hanteer, ek bid nie meer tot die Here nie, ek vra nie meer die Here nie, die Bybel gaan net skof op my kas sien, maar nog steeds is ek by die kerk. Sondagoggend is nog steeds op my plek in die kerk. Hoekom? En dit is tradisie. Ons kom nie meer kerk toe omdat ek wil nie. Ek kom nie meer kerk toe om die naam van die Here groot te maak nie. Ek kom nie meer met 'n verwagting want ek wil nie wees nie. Nee, ek is hier. Want dit is tradisie. Weet jy wat gebeur as jy so ver onder die wil van die Here beweeg het? Jy sit in daai bank en die prediker wat sy knie afgebid het voor die Here vir 'n week lank, vir 'n woord vir my en vir jou en 100% van die tyd vir homself ook. Die word nou ondermyn. Jy sit daar en dis ook, jy praat nie meer van my. En dan gee jy die vrou van jou langs jy daai skok. Hy skokloos, nee, ek wil weer met die pastoor gepraat. Ek wil weer die pastoor genoem wat ek hierdie week gedoen het, hoe ek jou hanteer. Broer, jy moet weet, as jy in hierdie bank kom sit, maar jy is nie die wil van die Here, die Heilige Gees is hier. En hy gaan jou nog steeds aanspreek. Hy kan nog steeds jou probleme en jou foute vir jou uitwys. Los jou vrou, los jou broer en suster, los die mense wat in die bidkamer omkom, en kom bid in die naam van die Here groot maak. Los die mense by die werk, kyk bietjie na jouself, kyk bietjie na hierdie vuil hart, wat weggedryf het van die Here. Los die prediker, los die leierskap, los die kerk, en ek iets met julle deel, toe Benny eers uit die provinstyd gaan, was dit die kerk, wat die kos by die huis my kom aflaai. Was dit die broers en die susters van die kerk, wat my deur gebid het. Dankie Here vir my pa wat op die bediening gestaan het, en my ma wat op haar knieë was, toe sy my deur gebid het. Toe ek gesê het, ek wil nie meer nie, ek gaan nie meer nie, toe ek daar gesit het, waar broer Hein sit, en agtertoe geskuif het, en omdat ek nie gehou daarvan wat die pastoor gesê het, nie lankie toe sy by die deur uit. En toe by die deur uit is, die sê die duiwel vir my, kom saam, nou is jy saam met my. Geluk op niemand vanaand het, vertel julle van Benny Vloer, waar ek was, en wat ek deurgegaan het, die foute wat ek gemaak het. Ons jaag nou net die schemes en die mamma, ons jaag nou net die geld. En hoe gaan ek my vrou nou weer gelukkig kry? Hoe gaan ek my kinders nou weer aan my kant kry? Die tyd toe by die huis gekom het na geskree, die tyd toe by die huis gekom het en my kinders geskree, die koketiele het hulle self toegegooi as by die huis gekom het. Broer, suster,
Dis mos nie hoe 'n man van God, of 'n vrou van God moet optree. Dis mos nie hoe 'n man van God moet praat en loop en gesien word. Ek sê die ander sê vir die man, sê mense, naam is alles. Wat jy doen, hoe jy praat, hoe jy voorkom, hoe jy loop, mense hou jou dop. 10 keer erger as jy die naam van die Here altyd in jou mond is en die woord van die Here verkondig. As jy een foutjie maak, ek wil net te ver voortgaan nie, maar as jy een foutjie maak, dan sê hulle, ek het prediker. Daar was my leierskap daar by die Here van Christus. Dis 'n man wat so loop, dis 'n man wat so praat. Broer, suster, los die skems. Los die skems. En mense naam is alles. Begin die Here dien in volheid en in waarheid. Vertrou op hom. Dieselfde God wat al die sondaars daar buite 'n kans te gee, is dieselfde Here wat vanaand hier staan. Dieselfde Here vanaand die ongelope om vir my en jou nog 'n kans te gee. Amen. Die laaste 2 punte. As jy so 'n bietjie gevangene geneem word, jy is mos altyd reg. Niemand kan jou niks vertel. Die Engelsman sê dit mooi, as jy Engelse mense is, dan vra ek verskoning. Ek moet op geen Engelse mense te naam doen. Maar die Engels gesegde is so mooi. It's my way or the highway. Dit werk nie altyd so nie. Dit werk nie altyd so. Breek los as gevangene. Vanaand is jou kans. Vanaand is jou kans om te sê, tot hier toe en nie verder. Ek gaan nie meer 'n gevangene wees van die duiwel nie. Ek gaan nie meer 'n gevangene wees van die wêreld nie. Ek wil 'n nuwe ek wees. Ek wil opstaan en ek wil die nuwe Penny wees. Sit jou eie naam daar, sit my naam daar. Ek wil die nuwe Penny wees. Ek lees vir u voor Matteus 5 van vers 11 tot 12. Dit sê salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerlei kwaad in julle spreek om my wil, om my ontwil. Luister vers 12. As jy verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemel, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Susters, die profete, Jesus se disciples, tot Jesus self was ook so 'n man. En die ergste van is die prentjie wat ek vanaand vir julle probeer inkleer. As jy kyk na perfectionist, dan staan hy vanaand voor julle. Ek het so 2-3 maande gehoor ek is een van die grootste sondes is om 'n perfectionist te wees. Dit is goed om netjies te wees, Pastor François. Dit is goed dat alles in orde is by die huis. En die Here hou daarvan om 'n plek te leef waar daar nie van orde is nie. Maar is die grootste sonde om 'n perfectionist te wees. Want daar was net een perfekte persoon dat ek ken en sy naam is Koning Jesus. En hierdie perfekte persoon was gevangen geneem. Hierdie perfekte persoon het die mense vinger na gewys. Toe Barnabas daar staan en vra hom, wie soek julle? En Barnabas lag en hy tart en hy kyk na die Here met 'n smirk van ek weet ek gaan loop en ek weet jy gaan staan. Hier staan die Here, onskuldig. Maar hy het nie eendag gesê, asseblief vat hom nie en los my. Soos ek het gesê, daar was 'n visie en daar was 'n missie. Nou kom ons by die kruisiging. Die wêreld kruisig jou elke dag, broer en suster. Hoekom kruisig hulle my? Niemand hou van jou. Luister nou mooi. Niemand hou van jou oor wie jy was en wie jy nou word. Niemand hou van jou oor wie jy was en wie jy nou word. Jy word altyd herinner aan al jou foute, al jou doene en al jou late. Maak nie saak waar jy gaan en waar jy beweeg. Daagliks kry ek met vriende te doen. Sê vir my, joh, ek het jou 2-3 jaar laas gesien, wat doen jy nou? Sê ek werk, ek die stoot betaal besigheid, en hier is belangrik jy vertel. Ek dien Koning Jesus. En terwyl ek nog met hulle praat, sê ek dien Koning Jesus, dan lag hulle. Jy dien die Here. Dieselfde ou wat dit gedoen het. Laat hy 99 goed uit wat hy gedoen het. Maar hy een goeie ding wat hy gedoen het. Praat hulle nie, hoor hulle nie is nie, hulle sê dit is nie is nie. En nie net met my nie,
As ek vanaand iemand oopmaak en sê ek gaan die mic vir jou gee, kom vertel 'n bietjie hoe die mense hier daar buite kruis staan. Kom vertel my 'n bietjie hoe die mense vinger wys aan een en elkeen daar buite. Dan dink ek gaan ons vanaand 1 uur, môreoggend 1 uur gaan ons eers hier uitgaan. Want dit is nie ek wat so behandel word. Ek weet een en elkeen wat hier sit vanaand word so behandel. Niemand onthou die 99 goeie dade nie. Ag 99 goeie gedoen het nie. Maar altyd 'n groot een fout sal jy herinner aan word. Dan wil ek vanaand vir jou aanmoedig, broer en suster. Die tyd is vanaand. Ons sit vanaand hier, jy's uitgekoop om vanaand te wees om te sê ek wil verander. Dis jou tyd vanaand om te sê ek het nog iets wat ek moet verander. Ek het nog iets wat ek moet regmaak. Dan is jy op die regte plek vanaand. Ek lees vir die voor Johannes 16 vers 33. Hy sê dit ek julle gesê dat julle my vrede kan hê. Hy sê in die wêreld sal julle altyd verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Mense gaan jou permanent herinner aan al jou foute, aan al jou probleme. Dan wil ek vanaand vir jou sê ons vrede lê in koning Jesus, nie die mense. Begin fokus op die Here vir wat hy vir jou instoor het. Begin fokus op die Here wat die plan wat hy vir jou vorentoe het. Want sodra jy op die mens begin fokus, dan val jy teruggevang. En dit is 'n lang pad om terug te val. Broers, is dit die tyd wat ons nou in leef? Backslide. Ons almal ken hy naam. Backslide. Dis ons nou moet backslide. As jy nou moet terugval in die Here, gaan ek vir jou sê is 'n lang pad en 'n moeilike pad vorentoe. Die koms van die Here is voor die deur. Die tekens is daar. Ons kan dit sien in ons dorp, ons kan dit sien in ons land, ons kan dit sien in die wêreld. Daar is nie tyd vir terugdraai nie. Dan wil ek vanaand vir jou sê, vind jou vrede in die Here. Vergeet van die mense en hulle opinies. Vergeet van die mense in die kerk en die opinies. Vergeet van die mense by die huis, jou huishouding en die opinies. Vergeet van die mense by die werk. Vergeet van die familie se opinies. Dit is net die Here se opinie wat tel. Wat doen die mense? Ek weet die Here in die kruis gehang het, as 'n verskriklike groot, lang, skerp spykers verlig bly het. Die mense kom net en loop hier langs jou, sit langs jou, beweeg tussen jou en maak hy skerp, hy spykers skerp, net om jou in die kruis te hou. As jy gaan aanhou bekommer wees oor wat die mense sê, as jy gaan aanhou bekommer wees wat die mense dink, dan maak jy outomaties self jou hand oop vir hulle om jou terug te sit op die kruis. Stop dit. Maak die besluit vanaand, ek wil verander, ek gaan verander en ek sal verander. Matteus 10 vers 38. Hy sê wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Jy moet weet, as jy terugdraai na al daai verkeerde weë, van al daai verkeerde goed wat jy gedoen het, van al daai verkeerde goed wat jy gespreek het, gesê het, en jy keer terug na die Here, dit beteken nie jou probleme gaan weg nie. Dit beteken net jy word beskerm deur die koning van alle konings. Dit beteken net jy word beskerm deur die God van Numeri 23:19 wat ons leer. Hy sê God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie, of mensekind dat dit sal berou nie. Sal hy iets sê of iets doen nie, of iets spreek dat hy waar maak nie. En kort gesê, my God kan nie lieg nie. So wie moet jou ware vriend wees? Ek wil vanaand 'n illustrasie doen, as ek mag pastoor. Ek wil vra, sal Brendan my kom help? Pastoor, ook asseblief. Ek wil net 'n illustrasie gee, hoe suster kort is, beloof jy. Hierdie is my broer en almal ken hom. Nie my broer nie, ek in die Here nie, maar my bloedbroer. Dus kom vanaand vra, is almal wat hier sit en staan. Wie vertrou jy die meeste? Jesus. Vir my. Wil ek julle eens weer vanaand, blindfold jy. Punt wat jy kan sien.
kom brengen en al sy vertrouwen van hom vir my gesit. Alles wat hy het, vertrou hy op my. Met al sy probleme. Met alles wat hy deurgaan, kom hy na my toe. So vanavond gaan jy omdraai, en jy gaan terugval, en ek gaan jou vang. As ek sê val, moet jy val. Jy vertrou my mos. Agterkom, nie vorentoe val jy. En ek gaan jou vang. Het my alles, as ek daar vir jou. Val. 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 Wat I do? Ek was dit jou vriend. Hier is jou vriend. Hier is koning Jesus. Die man dat jou nooit sal vergewe, jy nooit sal verlaat nie. Wie sit jou nie geval het, die was op die grond, stikkend. Kom, ek leer jou iets geleer, is bitter lief vir jou reden. En die woord van die Here sê, bid, jy sal kry. Jy gaan nie vir my kry. Soek, jy sal vind. Ag, kom by tyd daar, wat jy nou gaan soek, ag, jy my nie vind. Dink ek kom jy klop op my deur, dan sien ek jou op my kamera, as ek is brein en ek gaan later met hom gesels. Maar die woord van die Here sê, bid, jy sal kry. Soek, jy sal vind. Klop, en ek, koning Jesus, gaan vir jou deur oopmaak. Dankie. Ek was myself, wat ek vir gelees het, en wie sy kruis nie neem en agter my volg, is my nie waardig. Daar is net een vriend, en sy naam is koning Jesus. Neem op jou kruis, Godsman en Godsvrou. Jy is waardig voor die Here. Maar nog 'n belangrike punt vandag. Jy is waardig voor die Here, maar nie voor die mens. Pas op vir die mens. Hier is jy veilig, Christopher Joan. Hier is jy veilig waar jy nou sit. Hier is jy veilig waar jy nou staan. Want jy is tussen die broers en die susters. Jy is tussen die liggaam. Dis daar buite wat ons nog gevangene geneem word. Dis daar buite wat ons nog gekruisig word. Dis daar buite wat jy nog in die gesprekke sit dat jy nie moet sit nie. Los die kerk, man. Kom bietjie Swartkops nie, met siel by die vis. Daai vis by Swartkops byt, so jy nie aas nodig, jy gooi rooibolsies in hulle buite. En dis nie lang nie, dan is jy daar. Kan ons nie sien hoe die duiwel werk. Die wind waai ons waks in die Ooskaap. Ek praat vanoggend met broers en susters en sê, hoe pla die wind in die Ooskaap? Sê, nee, die wind pla nie. Ek sê, dit is nog nie lang genoeg nie. Die wind kan ongeskik raak hierso. Maar hy waai maandag tot Saterdag. Party van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Ons kan Frans op 'n Sondag. Op 'n Sondag wanneer jy afspraak met die Here, maar die woord vir jou sê, moet jy onderling byeenkomste nalaan. Kan jy later straak en stil my familie soek. Kom ons die woord. En die braaivleis vir, ek is ook nie vir braai, ek is ook nie vir visvang. Ek is ook nie vir rugby. Ek is meer nie vir die Here. Ek is meer nie vir die koning wat my uitgehaal het van al daai geweld. Ek is meer nie vir die koning wat my uitgehaal het en teruggesit in my plek waar ek moet wees. En weet jy wat? As jy van my praat, water op die kind se rug. As jy iets te sê dit. En jy sê dit nie van my nie, maar jy sê dit voor die koning. Pas op. As nie ek op jou kan afreken nie, ek sê man, nou van beklein. Ek kan byt, maar ek kan nie beklein nie. Dan vir jou sê, die koning of alle konings kan afreken met jou. Pas op wat jy sê teen die predikers. Pas op wat jy sê teen die leierskap. Pas op wat jy sê teen die kerk. Pas op wat jy sê teen jou medebroer en suster wat die Here doen. Maar weet jy wat? As ek kom vir die mense loop uit die gat nie. Dis die mense wat ons moet gaan loop haal. Dis die mense wat ons moet help, wat gevangene geneem is en nog aan die kruis gaan. Ek kom nou by die opstanding. Ek haas myself. Jy is waardig voor die Here, maar nie by die mense nie. Jy weet, Jesus se laaste woorde aan die kruis was, dit is volbring. Dit is ten volle betaal. En vanmiddag sit ek en Sandra en die kinders, ons kyk bietjie The Chosen, en ek kom op Tetelestai, die Griekse woord.
tot in volle betaal. It is done. In daai tyd, as jy skuld gehad het, jy het die laaste paar pennies neergesit, want hulle vir jou 'n brief gegee met 'n stamp op gesê dit is volbring. Die Here toe in die kruis toe gee hy vir ons die stamp. Dit is volbring. Hoekom moet jy bekommerd wees? Hoekom moet jy in lyding leef? Hoekom moet ons in swaar kry leef? Hoekom moet ons in ander mense se opinies leef? Dit is volbring. Toe Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. Nou suster, ek haas myself. Nou, die opstanding. Sondag gaan ons dit vier. Want ons koning leef, die graf is leeg en die woord kan leef. Hy het opgestaan. Is dit nie wonderbaar? Nou moet jy die besluit neem om te staan. Hier is jou uitnodiging vanaand. Broer suster, ek nooi jy uit vanaand, staan op. Vanaand moet jy sit, vanaand moet jy staan. As jy uitgaan, jy sê, ek het opgestaan. Ek is nie meer gevangene geneem, ek is van die kruis afgehaal, ek is self afgeklim, en ek het opgestaan vanaand. Wees 'n getuie voor die Here en wys ander mense dat enige iemand kan verander word. Selfs jy, ek, toen ons moeilikste en donkerste tyd was, het die Here gekom en gesê, kom, staan op. Staan op jou voete. Maar jy moet vanaand daar sit, en nou gaan die Bybel op jou skoot kom sit. Ek gaan jou vashou. En ek gaan jou vasdruk in die bank en sê, daar sal weer 'n geleentheid kom. Môre is nie beloof nie. Vat die uitnodiging vanaand en staan op en sê, genoeg is genoeg. Ek is nie meer 'n gevangene nie. Ek sal my nie meer laat kruisig nie, ek gaan opstaan. Maar as iets wat ons moet doen is jy opstaan. Streef na wat reg is, streef wat na opreg is. Soek eers die koninkryk van God, sy geregtigheid. En die res sal hy vir jou byvoeg. Wil hy vir jou byvoeg. Maar jy moet opstaan vanaand. Ek wil die keuse maak vanaand, staan ek op. As ons opstaan, dan sit jy net opstaan en jou afskud soos 'n duif wat net in die nes het opgestaan. Dit was 'n proses. As jy opstaan en jy het jouself nog nie laat doop nie, hier's waar ons opstaan was by Fransjo. En die water is nog hier sê. Maar as jy opstaan, moet jy gedoop word. En ek lees dit vir jou. Handelinge 2 vanaf vers 15 tot 16. Hy sê, jy sal vir hom by al die mense getuie wees van wat jy gesien het en gehoor het. En luister hierdie opdrag. Hy sê, nou, waarom versuim jy? Hoekom wag jy nog? Hy sê, staan op. Hier moes jy nou my ongelukkig. Staan op. Laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Nie vir pastoor Fransjo nie, nie vir hom Frankie nie, nie vir Benny nie vir hom Freddy nie. Ons wil die naam van die Here aanroep. Roep my aan in die tyd van benoudheid. Ek sal jou uithelp en groot en ondergrond kan wys en doen wat jy nie weet nie. Nog een, hy sê, roep my aan in die tyd van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Veral hy ons eer nog vir die Here. Eer ons hom nog vir alles wat hy doen en beteken vir ons. Eer ons hom nog en sê ons nog dankie vir alles wat hy vir ons doen en vir ons beteken. Dit is my so mooi dat 4 kandidate hier staan sonnagoggend. En my geestes oog, ek opkom en my Bybel kom haal en ek loer die water so. Die water gooi 'n bietjie veilig. En toe kandidaat by die sitplek, soos ek het sê, nie een is daar nie. Maar jy weet, die ou persoon het agtergebly. Die ou persoon het agtergebly. En ek het die vernuwing gesien daai aand. Ek noem vanaand Enrico se naam, ek hoop nie gee om nie. Maar is 'n man wat baie skaam was, baie teruggetrokke is. Want toe hy uitklim Sondag aand toe kom en hy getuig vir die eerste keer voor mense. Dis wat die Here doen. As jy wil vernuwe en jy staan op en jy besluit, dan vat hy die bang weg, en hy vat die vrees weg, en hy vat die skaam weg. Jy word vernuwe en jy staan op as die nuwe jy.
As dit alles gebeur, en hiermee sluit ek af, beloof ek. As jy deur die doopbad gaan, outomaties begin al 'n verhouding met die Here. En jy benader die Here nou. En as jy God nader, dan nader hy jou. En hy kom na jou toe. Outomaties is jy meer in die woord, Pastor Fransjo. Outomaties is jy meer op jou knieë omvryk. En as dit gebeur, dan jy verhouding met die Here. 'n intieme verhouding wat hy wil hê. 'n one-on-one. Daai wat jy 3 uur in die nag opstaan, ek kan nie meer slaap nie. En die volgende dag opstaan 3 uur, ek kan nie slaap nie. Wat 'n normale mens staan 4-5 dae in 'n week, 3 uur die oggend op, dieselfde tyd. Dink jy nie dis 'n afspraak nie? As jy nie weet nie, dan sê ek dit vanaand vir jou. Dis die Here wat op die bank sit en wag om bietjie met jou te gesels. Maar ons bid, Here asseblief help my. Here asseblief tel my op in my omstandighede. Here tel my op in my situasie. Amen. En dan staan ons op en dan loop ons. Dit werk nie so nie. As ek vanaand na Marius te loop en ons gesels, wat gaan oom dink as ek oom gesels en terwyl oom gesels en draai om te loop? Ongeskik is dit nie. Raak 'n bietjie stil en wag en kyk wat die Here vir jou het. Kyk wat die Here vir jou wil sê. Moenie net opspring. Daar's 'n spesifieke tyd en daar's 'n rede hoekom jy daai tyd van die oggend. Jy het dan nou opgestaan. Jy's nou nie meer 'n gevangene nie. Jy's nie meer gekruisig nie. Halleluja. Jy's nie meer aan die kruis nie en jy het opgestaan. Dan sê die Here kom. Ek wil 'n bietjie met jou deel. En ek wil 'n bietjie met jou gesels. En wanneer hy dink jy's reg, dan sluit jy in en jy word deel van die liggaam. En as jy deel is van die liggaam, dan sit die Here op die plek waar hy jou wil hê. Dis kom aan gebid word in die leierskap. Dis kom aan gebid word deur die ouderlinge en die diakens, die manne wat self in die bevruchtingstyd was. Jou tyd sal kom. Wanneer gaan ek my beurt kry? Wanneer gaan ek bietjie aan woordjies lei? Wanneer gaan ek bietjie 'n bid hier doen? Wanneer gaan ek bietjie preek? Preek is nie alles nie. Ons moet ons hoed afhaal. Dis geen smout wat nou gebaas word, soos die Engelsman sê nie. Dit vat 'n man om op sy knieë te wees 7 dae 'n week. Dit vat 'n man om op sy knieë te wees vir gemeente. Om vir julle te bid, julle by die naam te noem, elke probleem, elke huishouding. Maar jou tyd sal kom, dat jy geplaas word waar jy moet wees. En as jy deel word van die liggaam, of dit nou by die sonnaarskool is, of by die leierskap is, of jy in 'n liturg is, of jy in 'n musiekgroep is, of jy by die sustersraad is, of die broedersraad is, dan weet ons wat om vanaand te doen. Staan op uit jou situasie uit, dat die Here jou kan gebruik soos hy wil. En dan kom die laaste opdrag. Hy sê, as jy reg is, dan jy mos nou 'n disipel maak. Hy sê dan, gaan dan heen en maak disipels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle alles wat Pastor Fransjo jou geleer het. Leer hulle alles wat ek jou geleer het. Moet ek bang wees? Moet ek skaam wees? Nee, broer, suster. En hier kom die laaste gedeelte. Hy sê ek sal met jou wees tot die volëinding van tyd. En as jy net nog luister ek sê van Numeri 23:19, hy kan nie lieg nie. As hy vir jou sê ek gaan met jou wees, sal jou lewe nooit voor iemand staan. Sal jou lewe nooit voor 'n perskollega staan, by die huis staan, by die kerk staan. Rooi gesig. Want ons koning het 'n plan vir jou en vir my. Hiermee sluit ek af. Ek wil, as jy my toelaat, wil ek vir julle 'n liedjie sing. Maar terwyl ek hierdie liedjie sing, luister na die woorde. Luister na die gesprek wat die Here vanaand met jou het. En as jy sê ek wil opstaan, staan op vanaand. Staan op uit jou plek en sê genoeg is genoeg. Ek is nie meer 'n gevangene nie. Ek is moeg gekruisig. Ek gaan opstaan vanaand. En as jy sê ek gaan opstaan vanaand, dan sê die Here vir jou, nie Benny, die Here sê vanaand, staan op jou voete. Die ontmoeting met jou hiervoor kan hê vanaand. Ek sê vir jou, die touch me.
Which way we go? As die Here vanaand met jou praat, en dat die uitnodiging is daar, kom uit, dat hy die ontmoeting met jou shackled by a heavy burden, need the Lord of peace and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, now I know He touched me and made me whole. Sons of this blessed Savior, sons He cleansed and made me whole. Oh, I'll never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me, oh, He touched me. Oh, the joy that floods my soul. Something incredible happened. Now I know He touched me and made me whole. Something incredible happened. Now I know He touched me and made me whole. Moeder van Vries. Eerste hand kennen en Jozef van Vries. Dus mijn best bedankt op de Jesus. Dank U, Here, vir die teenwoordigheid. Dank U, Here, vir dat persoon uit die naam uitkom, dat U aan Jesus naam. Dank U, Here. Jesus. I am so
Praise die Here. Ek wil net gou vir ietsie sê. Ek dit nie voor